Goeiemôre dan vanoggend 15 Augustus lesing 90 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Ons herinner ons nou dat Joshua nou reg deur die nag het hy vir hulle baie groot tekens gewys. Hy het selfs 'n klip uit Midde-Afrika gebring wat hulle in staat gestel het om hulle geestesoë te open. Baie lering gegee oor die lewe na die dood van verskillende voorbeelde, en dan het hy ook vir ons die innerlike waarheid van Genesis se skepingsverhaal verduidelik en ook hoe die wet dan nou gelees moet word. Baie wonderlike dinge. En nou kom die volgende hoofstuk terwyl hulle daar sit, en sy opskrif is 'n heerlike dageraad, of ander woord is 'n daggeraad. Dit beteken dit is 'n heerlike aanbreek van die oggend. Hoofstuk 1:6. Na hierdie regtig diep gevoelde warm woorde van dank, gaan Oran weer na sy plek terug, en op dieselfde oomblik maak die son op 'n wyse wat voorheen nog nie gesien is nie, sodanig gestald is of aanstald is om op te gaan, dat deur die pure glans aan die horison byna niemand daarna durf kyk nie. Asof hulle beef van diepe eerbied, wag 1000 helder ligte wolkies in die helder rooi lig op die wondermooie moeder van die dag. In 'n stralende reënboog lig gaan die groot son na enkele oomblikke op bo die berge in die verte. Sy deursnee lyk hierdie keer goed 10 maal groter as wanneer dan ook. Terselfdertyd sien baie van die aanwesiges groot swerms voëls, wat in sirkels op verskillende hoogtes ronddraai, in die suiwerste liggekleurde liggolwe, wat ook die omtrek van die opgegaane son 'n baie opmerklike beweging gee. Bo die wye spielende vlakte van die see lê 'n ligte nevel, wat die reënboogkleure van die son skitterend weerkaats. Terselfdertyd vlieg daar 'n groot groep groot wit seemeeuwe, opgewek rond oor die uitgestrekte seespieël, wat deur die fonkelende lig beskyn word, en hulle vlerke straal asof dit diamante en rubyne is. Terselfdertyd waai daar in so aangename verkoelende oggendbriesie, dat Sirenius en vele ander saam met hom luid uitroep: nee, so 'n heerlike oggend het die oog van 'n sterfling nog nooit aanskou nie, en geen menslike sintuig het ooit so 'n verkwikkende môrekoelte ondervind nie. Ook Jara, wat die hele nag geswyg het en dit druk het met kyk en luister, roep opeens in vervoering: o, dit is 'n oggend soos wat die engele in die hemele geniet. Ag, hoe pragtig, hoe onbeskryflik bekoorlik. So môre lyk ook na dit wat in hierdie nag by ons in sy uitbundige rykdom in ons harte aangebreek het. Nie waar nie, o meester, u my enigste liefde. Dit is tog wel 'n reg belangrike hemelse môre. En hier praat sy nou diep geestelike waarheid, waaroor dan alles gaan, hoekom die natuur nou so saam juig en pragtig is omdat daar 'n groot groep mense, wel nou nie so 'n groot groep nie, maar 'n hele groep mense, deur Joshua in die gees laat ontwaak het. Hulle het insig en wysheid gekry, en 'n nuwe oggend het in hulle harte aangebreek. Wanneer jy Joshua aangeneem het, en wanneer jy hom werklik lief het, en hy kom woon in jou hart, het by jou 'n nuwe oggend aangebreek. Dit is eintlik 'n eerste dag van jou lewe, want sonder hom is jy nie eintlik in die lewe nie, maar nog steeds in die dood van die gees. So dis wat die analogie is van hierdie mooi oggend. Die meisie kry trane van vreugde in haar oë, en staan van haar sitplek op,
om haar hele liggaam oorvloedig van hierdie oggendgeur te laat geniet. Nou kom Markus die gasheer ook daaraan. Omdat hy vir die ontbyt moes sorg, mis hy die sonsopgang. Maar nou dat die son in sy volle en helder reënboogkleurige lig aan die hemel pryk, vra hy my heel verbaas wat dit dan vir 'n merkwaardige môre was. Want hoewel hy tog nog al op 'n gevorderde leeftyd was en Europa, Afrika en Asië in alle rigtings deurkruis het hy nog nooit die son en die oggendwolkies in sulke lig gesien nie. Hy sou graag van my hoor wat die betekenis daarvan is. Yeshua sê vir hom, kyk, as die keiser van Rome hierheen sou kom, sou die volke wat aan hom onderdanig is, alle denkbare feeste organiseer, ten dele uit vreugde, omdat hulle hul keiser weer 'n slag sien, en ten dele egter ook om van hom, as hy in 'n opgewekte by is, baie gunste en begrip te kry. Kyk, hier in my persoon bevind hom ook 'n keiser met 'n hoofletter, en 'n alleenheerser met 'n hoofletter, oor alle hemele en wêrelde. Die bewoners van die hemele, waarvan ons Raphael een is, weet welke groot lewensopenbarings ek julle mense in hierdie nag gegee het, en dat dit geoorloof is om my te midde van julle mense, nou dat ek as Vader aanwesig is en julle onderrig, van aangesig tot aangesig, in hierdie persoon van my te sien. Die groot en salige vreugde wat hulle nou voel, laat hulle ook deur die optrede van die natuurgeeste van hierdie aarde sien en voel. En omdat daardie natuurgeeste hierdie wonderlike verering van Yeshua uit hulle eie uitbring, aangehelp deur die engelgeeste, is dit nou so dat al hierdie voëls daar vlieg, die wolkies gee die wonderlikste kleure af, die son verskyn net baie groter, omdat dit vanaf die mense oogpunt deur natuurgeeste eintlik amper 'n vergrootglas effek het. So al hierdie dinge, die hele natuur is in vervoering, omdat die skepper van hemel en aarde hier naby die see van Galilea, by Markus se plek, soveel hemelse openbarings kom gee. En die hele skepping is in vervoering. En nou is die vraag, hoe lyk jou skepping? Nadat jy hierdie week se lesings geluister het, of die afgelope 2 of 3 weke. Is jy ook in vervoering? Is jou wese ook ontsaglik bly om weer eens hierdie woorde te hoor wat 2000 jaar gelede bespreek is en wat eintlik verborge gehou was en nou weer vir ons in Afrikaans beskikbaar is? Elkeen moet maar self gaan kyk. Of as jy nog net so bedroef en nors en dik vir alles en alles gaan oor die wêreldse dinge wat jy nou jou hele tyd aan spandeer en al die probleme wat daarmee saam. Wees vir 'n slag bly soos hierdie voëls en hierdie wolkies en die natuurgeeste. En te sê, maar wat 'n groot voorreg het ons om presies dieselfde te ervaar as wat daai groepie by die Galileese See ervaar het 2000 jaar gelede. Ervaar ons nou. Weliswaar nie in 'n nag deur Yeshua aan ons gebring nie, maar oor 'n tydperk van 'n paar weke. En ons is al jare besig hiermee en ons gaan nog vir jare hiermee besig wees. Wanneer gaan die son dan in jou opkom? Wanneer 'n mens dit dan aan jou wese kan sien en ervaar dat hier loop 'n man in wie Yeshua opgestaan het. Want die son van geregtigheid skyn deur hom na sy medemens toe en hy's vol van lig. Dit is die hele doel. Ons lees verder. Maar vers 11, nie alleen op hierdie aarde nie,
maar op alle wêrelde van die hele oneindige skepping word nou vir 7 ure dieselfde soort fees gevier. In die tyd sterf daar in die hele skepping geen enkele geskape wese nie, en word daar ook geen verwek nie. As die 7 uur egter verby is die fees verby, en gaan alles weer hulle natuurlike gang. Nou weet jy die rede vir die pragt van hierdie môre, maar gaan nou en sorg vir 'n ekstra goeie ontbyt, want ook ons wil vandag 'n besondere fees vier. Markus gaan so vinnig moontlik verder. Alle aanwesiges neem egter deel aan die hemelse vreugde en loof en prys my, Jara die meeste. Nadat almal my ruim 'n uur lank hemelhoog geprys en geloof het, is nou sekerlik met sang ook, kom Markus ons uitnooi vir die gereedstaande ontbyt. Baie wil nou egter nog langer op die berg bly, maar ek Joshua sê toe aan almal, benede by die tafels wat buite staan, sal julle dieselfde oggend as hier bo op die berg vind. Met die klein entjie na onder sal julle daarvan geniet, en benede sal julle daar dubbel van geniet. Ons liggame moet weer kragte opdoen, en daarom moet ons vinnig na benede aan tafel gaan. Volgende hoofstuk 1:6-7 gaan oor die vas. Min dinge waaroor baie mense so baie stry as oor die vas. Hoe om te vas, waarom om te vas, hoe lank om te vas en al die dinge. Maar ons gaan nou verder ons lees wat hy hier vir ons gee. Na hierdie baie natuurlike woorde van my, maak een van die 30 jong fariseërs die opmerking. Eindelik ook eens 'n keer gewone woorde uit die mond van hom, in wie die allerhoogste gees van Jahwe in die volheid van sy goddelike wysheid, liefde, krag en mag woon. Dis nou die woorde om, kom ons gaan af, ons gaan eet. Maar jy kan tog nie seker daarvan wees, of daar nie ook nog 'n diepere geestelike betekenis daar agter skuil nie. Wie buiten hom sal dit ontdek? Sou mens met 'n koninkryk moet beloon? Ek sal nie 'n koning word nie. Met gesel sê aan hom, die opmerking was selfs te dom om heel saggies te dink. Laat staan nog hardop te sê. Hoe kan jy iets sê sonder om dit 'n innerlike, diepe geestelike betekenis het? Ook al lyk dit hoe. Gewoon vir ons, dan is en bly dit tog 'n uitspraak van die allerhoogste gees. En daarom kan dit nie anders as 'n diepe geestelike betekenis hê nie. Ons twee sal miskien wel in ewigheid nie die volle diepte van hierdie so eenvoudig uitgesproke sin kan deurgrond nie. Maar ek voel duidelik dat daarin iets oneindigs verborge kan wees. Pas daarom in die vervolg op vir sulke oordom opmerkings. Nou ja, dis hierdie fariseërs wat nou maar onlangs nog in die tempel was, wat nog deurtrek is met die tempel dwaasheid, aardse wysheid, en maak dan dat hierdie ou nou so dom op uitspraak maak. Nou ons lees nou maar verder wat hierdie dommetjie sê, want dit is belangrik hoe Joshua hulle dan teregwys. Die eerste sê, nou, dit was inderdaad wel dom van my, dit gee ek graag toe, maar daar sit tog geen bose bedoeling daar agter nie. Die tweede sê, wel spyt dit jou miskien, dat jy daarmee geen grappige bedoeling gehad het nie. Jy het saam met my in hierdie nag soveel van die hoogste wysheid gehoor, gesien, gevoel en beleef, en nou dink jy opeens dat jy vir jouself 'n flou spottende opmerking kan toelaat.
Kyk, juis omdat ons so dom is en so afgesluit en toegespyker is, soos die troebelste herfsnag, het die meester ons ook nie gevra om net soos die verhewe Mathael 'n wonderbaarlike gebeurtenis te vertel nie. Wat 'n verskil tussen ons twee en Mathael. Ek kom myself tog al as totaal onbeduidend voor. Dan wil jy nog leë opmerkings maak in die oneindig verhewe geselskap. Nou sê die eerste fariseer, jy het heeltemal gelyk, broer. Berus my maar goed. Ek het inderdaad niks beters verdien nie. Ek sal my daarvoor egter nou ook self straf. Jy weet dat ek 'n ontbyt baie geniet, maar nee, daar kom niks van nie. Geen hap sal tot vanaand toe oor my lippe kom nie. O, ek sal weet om my flou grap te straf. Daarop gaan hierdie jong fariseer weer terug die berg op, en hy gaan nie na die ontbyt nie. Maar ook sy metgesel sê, ja, as jy vas, is ek, omdat ek jou teregwys, die oorsaak daarvan, en daarom sal ek saam met jou vas, om dit makliker vir jou te maak. Jy maak weliswaar 'n fout, maar jy het jou fout ook dadelik ingesien, en daarom verdien jy vergifnis, en die regte ondersteuning by hierdie goeie werk, en selfkorreksie. Ek vas dus saam met jou. Toe sê die eerste weer, dit hoef jy nie te doen nie, want dit is nie soos wat dit hoort wanneer die onskuldige saam met die skuldige ly nie, wat in die wêreld ongelukkig maar altyd dikwels die uiters treurige geval is. Die tweede fariseer antwoord, dink jy dat ek dit nie weet nie? Maar vertel my eers waar dit dan so dikwels voorkom, dat onskuldiges soos ek nou vrywillig saam met 'n skuldige ly. Die eerste fariseer sê, wel, sulke gevalle sal stellig nie so baie dikwels voorkom nie, maar des te meer die waarby die onskuldiges onvrywillig saam met die skuldiges moet ly. Neem byvoorbeeld 'n keiser wat 'n reusagtige ryk onder hom het en sy mag ontleen deur aan sy groot leers, en wat deur 'n koning van 'n kleiner ryk wat minder magtig is beledig word. Die keiser sou hom tog vir so 'n belediging slegs op die koning kon wreek. Maar nee, hy tuiste die land van die koning met sy oorlogleers en verwoes dit gruwelik. Hy spaar nog mense, nog vee, en betoon geen barmhartigheid aan hulle nie, en dorpe, markte en stede word deur die vuur verwoes. Hoeveel onskuldiges moet hier saam met een skuldige ly? Ek glo dat hierdie voorbeeld tog wel vir jou voldoende is, en jy sal moet toegee dat ek so nou en dan tog ook gelyk het. Terwyl die twee agtergeblewe manne so met mekaar woorde gewissel het, bereik ons die tafels en gaan by die welvoorsiene en heerlik voorbereide ontbyt aansit. Buiten my mis niemand die twee jong fariseërs nie, wat nou weliswaar geen fariseërs meer was nie. Daarom sê ek dadelik aan Markus dat hy die berg op moes gaan en hulle in die naam van die meester na die ontbyt moes bring. Markus gaan gou die berg op en bring aan die twee my wil oor. Toe staan beide op en volg Markus te voet. Toe hulle onder aankom, sê ek aan albei, Simon en Gabi, kom hier en sit aan hierdie tafel, want ons sal na afloop van die ete eers sien of daar in my natuurlike uitnodiging op die berg om na benede te gaan vir die ontbyt regtig geen geestelike diepere sin te vind is nie. Maar eers word daar nou geëet en gedrink, want die liggaam het vir sy tydelike voortbestaan net so goed voeding en versterking nodig as die siel, indien dit in kennis en wilskrag wil toeneem. Eet en drink dus nou en stel die vas uit tot 'n ander keer, solank ek, Yeshua, by julle is.
as 'n egte vader van julle gees en bruidegom van julle siele, moet julle nog liggaamlik, nog geestelik vas. As ek mettertyd nie meer soos nou persoonlik by julle sal wees nie, sal julle julleself weer van allerlei dinge moet weerhou. Oordrewe vas sonder rede is ook dwaasheid en kan selfs net soos oordrewe swelg tot sonde word. Wie die korrekte reëls wil onderhou vir sy lewe, moet in alle dinge matig wees, want elke onmatigheid moet mettertyd vir liggaam, siel en gees nadelige gevolge hê. Eet en drink nou welgemoed en wees vrolik en opgewek. 'n Vrolike en opgewekte hart is vir my baie beter as 'n hart wat droefgeestig, treurig, klaand, morrend, met alles ontevrede en daardeur ondankbaar is en sekerlik weinig liefde in haar het, want in 'n vrolike hart woon liefde, goeie hoop en vaste vertroue. Kom iemand wat belangrike redes het om te treur by 'n opgewekte en vrolike persoon, dan word hy weldra ook vrolik gestem. Sy siel begin om vryer te beweeg, en die lig van die gees kan die rustige siel makliker verlig, terwyl 'n treurige siel heeltemal verskrompel en uiteindelik totaal somber en nors word. Ek neem aan dat julle vrolikheid en opgewektheid van die hart nie verwar met uitgelate, onfrisse en onsedelike grapmakery nie, want laat dit ver van julle af bly. Maar ek bedoel die vrolikheid en opgewektheid van die hart, wat die hart van 'n eerbare en kerngesonde egpaar vervul, of wat ootmoedige mense na goeie en Elohim welgevallige dade ervaar. Het julle dit almal goed verstaan? Iedereen beaam dit en verheug hulle in my vreugde. Daarna word daar egter van alle kante flink opgeskep en die groot edelvisse laat waarlik niks te wense oor nie. Ook die wyn word deeglik geniet. Een baie goeie les vir ons, deur hierdie voorbeeld van hierdie twee ouens, wat nou gedink het dat hulle deur te vas weer die guns sou kry van Joshua. Want hulle was duidelik bewus daarvan dat Joshua elke woord wat ooit gepraat of gedink word, dat hy kennis daarvan dra. En nou wou hulle self gaan straf. En ek sien dit so baie met mense se redes vir vas. Hulle wil basies deur te vas, kan jy amper sê vir Vader dwing om hulle weer in guns aan te neem. Daar is verskeie redes vir vas. Hier praat nou hierdie twee van 'n kosvas, want hulle het nou simpel dinge gesê, nou gaan hulle vir die hele dag nie eet nie. In die ou tyd het die ou klomp fariseërs ook in elk geval nie op 'n Sabbat geëet nie, hulle het ook gevas. Maar dit was ook maar skyn, want binne die mure van die tempel het hulle dik gemes en het hulle allerhande ander onsedelike dade gedoen. Daar is vele dinge waarvan jy kan vas, behalwe van kos. As jy 'n probleem het met skinder, kan jy gaan en jy kan Vader versoek om jou die krag en die leiding te gee, en dan vir jou 'n paar dae wat jy dan nou jouself van skinder en ander slegte gedagtes weerhou. En hy sal jou help. Jy kan jou van slegte gewoontes, van verslawings, kan jy Vader vra om jou te versterk, deur van dit af weg te bly vir 'n bepaalde tyd, totdat die drange oorgegaan het,
Maar ek hoor maar min van mense wat aan die algemene verslawings waaraan ons mense blootgestel is, dat hulle self gaan weerhou deur te vas. Ek weet van baie mense wat verslawende gebruike het en gaan vas van kos, hulle self nou straf met honger, maar nog steeds die ander verslawing byhou. Of dit nou drank is, of rook is, of dwelms, of wat ook al. Maar ons kan nie vir Vader dwing om iets, om sy gesindheid teenoor ons te verander nie. En daarom het hy hierdie twee geroep en sê, kom, ek is nou by julle. Eet en drink saam met my, wees vrolik. Want 'n vrolike hart, in die sin, die regte vrolikheid, sal maak dat julle nie meer sulke dom dinge doen nie. Wat maar eintlik 'n terugval in die kerksysteem van daardie tyd was. En dit is so dat ons vandag ook 'n kerksysteem het waardeur mense kom, waar vas baie hoog aangeskryf word. Asof dit 'n magiese metode is om in Vader se guns te kom. Dit is nie so nie. Wat jy wel kan doen om van te vas, is vas van jou geneigtheid om nie liefde te betoon aan Vader en naaste nie. Dit is 'n vas wat iets werd is. Ek gaan nou my naaste help, waar ek kan, op alle maniere, al kos dit my wat. Want dan vas jy van jou eie vrekkerigheid, inhaligheid en jou liefdeloosheid. So vas is 'n baie betekenisvolle vas. En dit sal 'n vas wees wat werklik Vader se goedheid en sy goedkeuring sal wegdra. Enige iets wat jy dan wil van vas, sorg dat dit jou net dieper en groter in die liefde maak vir Vader en in die liefde van die naaste. As jy jou liggaam met verslawings bevuil en jy wil graag vir Vader 'n skoon tempel gee, ja, stop daarmee. Vra hom vir krag en hy sal dit vir jou gee. As jy 'n eie selfgesentreerde lewe lei waar jy net aan jouself dink en jy wil nou Vader se mense, jou volksgenote help deur verskillende metodes, maak nie saak waarmee nie, dan sal so vas van jouself ook vir Vader waarde dra. Want nou gee jy van jouself vir jou naaste, wat jy nooit kon doen nie, waar jy altyd net aan jouself gedink het. En so jouself is nie net jy nie, dis jou gesin. Myself is ek, my vrou en my kinders. En in baie gevalle as die ouers nog lewe, is dit die ouers ook. So wat jy vir hulle doen, is jy veronderstel om vir die ander mense ook te doen. Die liefde wat jy vir jou eie het, moet ook die liefde wees wat jy uitdra na jou medemens toe. En dit is nie altyd maklik vir die mens om te doen nie. En dit is omdat so vas, waar jy jouself tweede stel, of vir 'n slag niks gun nie, en jou naaste baie meer gun as wat jy altyd vir jouself gegun het, is dan vir Vader 'n goeie en 'n werklike vas. Maar om sommer net van kos af weg te bly, sonder eintlik 'n besondere rede nie, behalwe miskien is so dat vir gesondheid dit ook goed is om te vas. 'n Liggaam wat vir 'n tydperk van miskien 'n week of 2 sonder kos bly, raak ontslaaf van al die parasitiese inwendige gemors wat eintlik ook baie siektes veroorsaak, veral kanker. So om te vas, om jou liggaam skoon te maak en te reinig, is ook nie sleg. Dit is ook 'n goeie rede. Maar dit is ook nie iets
geen vas is iets, soos die Bybel sê, om met lang gesigte op die pleine rond te loop en vir almal te laat weet jy vas nou nie. Dis iets diep innerliks. Maar kom ons kyk, as die dag aangebreek het in ons harte, soos Joshua nou hier vir die mense op 'n natuurlike wyse dit vertoon hoe hulle nou hoe die skepping ook juig oor wat hy daai aand gedoen het. En dat dit so groot was dat die skepping vir 7 dae lank niks gesterf het van diere, plante en mense nie. En niks ook verwek is nie. Dis eintlik 'n besondere ding. Ek weet nou nog nie hoekom nie. En hy verduidelik ook nie hoekom sover ek weet nie. Maar toe hy gebore is, was Josef nog op pad om 'n vroedvrou te gaan soek. En hy stap deur die veld en daar is skaapwagters. En die volgende oomblik sien hy alles stil staan. Die riviere staan stil, die bokkies staan stil, die herders wat daar sit by die skape, die een bring die kos net na sy mond toe en daar verstar sy hand. En die hele skepping verstar vir 'n tyd lank. En dit was daardie oomblik toe Joshua gebore word. En direk na die geboorte toe gaan alles weer aan. En toe kom hy te laat by die geboorte aan met die vroedvrou. Dis ken die verhaal. So iets soortgelyks het lyk my nou hier gebeur. Omdat hy hierdie wonderlike openbarings gebring het wat weggebere is vir jou en my. En wat ons vanoggend van kan lees, hoe groot daai geleentheid was. En ons dink nie altyd daaraan hoe bevoorreg ons is nie. Ons dink te min daaraan. Baie dankie.